Wanneer jy aan antieke Egipte dink, wat is die eerste ding wat in jou kop opkom? Vir baie van ons is dit daardie bekende goue masker van 'n seunkoning. Maar wat maak hom so spesiaal? Vandag gaan ons die geheime ontsluit van 'n beskawing wat soveel meer as net piramides gebou het. Hulle het, glo dit of nie, die fondasie vir ons moderne wêreld help lê. So, kom ons spring weg met die groot raaisel. Hoekom is Tutankhamen, 'n farao wat op net 18 jaar oud gesterf het en eintlik 'n redelike klein rol in die geskiedenis gespeel het, die bekendste van almal? Ek bedoel, hy was nie juis 'n groot oorwinnaar of 'n legendariese bouer nie. So wat gaan aan? Wel, die antwoord het eintlik niks te doen met wat hy in sy lewe gedoen het nie, maar eerder met wat duisende jare na sy dood gebeur het. Sy roem kom van een ongelooflike ontdekking wat sy wêreld perfek bewaar direk na ons gebring het. Die jaar is 1922. Stel jou voor, na 8 lang jare se soektog in die Vallei van die Konings, stamp die argeoloog Howard Carter op die trappe na 'n grafkelder. 'n Graf wat vir meer as 3000 jaar heeltemal verseël was. Dit was die byna onaangeraakte graf van koning Tutankhamun. En wat Carter daar binne gevind het, dit was nie net 'n graf nie. Dit was letterlik 'n tydkapsule. 'n Klein stampvol ruimte wat ons 'n perfekte venster gegee het na die rykdom, die oortuigings en die daaglikse lewe van die Egiptiese elite. Binne hierdie klein grafkelder was daar meer as 3500 individuele items gepak. Dink net vir 'n oomblik daaroor. 3500 skatte en elkeen het 'n storie en 'n doel gehad vir die farao se reis na die hiernamaals. Dis verstommend. En die verskeidenheid van hierdie items is net ongelooflik. Daar was 'n asemrowende goue troon wat toon hulle uit sy lewe wys en vergulde strydwaans gereed vir aksie. Hulle het selfs bordspelletjies soos Senet ingepak sodat hy homself in die hiernamaals kon vermaak en natuurlik wapens en skilde vir sy beskerming. En dit hou net nie op nie, daar was hoope weelderige juwele, fyn klere en selfs goue sandale. By die ingang van die grafkamer het 2 lewensgrootte standbeelde van die koning wag gestaan, soos wagte. En sy mammie, dit was binne in 3 kiste, die een binne in die ander, en die binneste een was gemaak van soliede goud. So die groot punt hier is dit. Hierdie skatte was soveel meer as net rykdom. Soos die kenners dit stel, wys sy graf vir ons alles. Hul godsdiens, hul daaglikse roetines, hoe hulle oor die dood gedink het en hul begrafnisrituele. Dis basies 'n volledige gids tot hul hele wêreld. Maar hoe het hulle al hierdie ongelooflike dinge reggekry? Dit bring ons by die kennis wat hierdie ryk aangevuur het. Ons kyk nou na die blou druk van die gode en hoe wiskunde en sterrekunde gehelp het om hul beskawing te bou. Alles het natuurlik met getalle begin. Hulle het al eie getallestelsel gehad met simbole vir verskillende waardes. 'n Eenvoudige streepie was 'n 1, 'n hakskeenbeen was 'n 10 en so aan. Dit was 'n regtig praktiese stelsel, perfek vir al die telwerk in hul daaglikse lewe. En hulle het hierdie wiskunde vir absoluut alles gebruik. Dit was die engine van hul samelewing. Hulle het dit gebruik om die presiese hoeke van die piramides te bou, om die jaarlikse oorstroming van die Nyl te voorspel, wat krities was vir boerdery, en ja, selfs om belasting te bereken. Dit was oral. Hulle het opgekyk na die sterre en deur dit fyn dop te hou, het hulle iets ongeloofliks reg gekry. Die wêreld se eerste 365 dae kalender. 12 maande, elkeen met 30 dae, plus 5 ekstra feesdae aan die einde. Dis ongelooflik akkuraat en die direkte voorouder van die kalender wat vandag nog aan jou muur hang. En hierdie feit is een van daai wat jou net laat dink. Dit wys hoe diep die verbintenis was. Hulle het nie net na die sterre gekyk vir tyd nie, hulle het al mees ikoniese monumente gebou om die hemele te weerspieël. Die 3 groot piramides van Giza is perfek belyn met die 3 sterre in Orion se gordel. Hoekom? Want hulle het daardie sterrebeeld geassosieer met die god Osiris en die hiernamaals. Dit was argitektuur, godsdiens en wetenskap alles in een. Goed, van die sterre bo ons beweeg ons nou na die menslike liggaam. Die Egiptenare se benadering tot medisyne was 'n fascinerende mengelmoes van wetenskap en, wel, toorkuns, en dit het alles begin met hul voorbereidings vir die hiernamaals.
Dis nogal ironies, né? Juis omdat hulle so gefokus was op die hiernamaals en die proses van mummifisering, waar organe verwyder en die liggaam bewaar is, het hulle dokters 'n ongelooflike voorsprong gekry. Hulle het die binnekant van die menslike liggaam verstaan op 'n manier wat niemand anders in die antieke wêreld kon nie. Hierdie skyfie wys die twee kante van hul medisyne perfek. Aan die een kant was hulle gevorderde chirurge. Hulle kon amputasies doen, gebreekte benespalk en het selfs heuning as 'n antiseptiese middel gebruik. Maar aan die ander kant, as hulle nie 'n fisiese oorsaak kon kry nie, het hulle geglo siekte is die werk van bose geeste en dan het hulle amulette en touerspreuke gebruik. En moenie 'n fout maak nie, hulle was ook tegnologies vooruit. Hulle gereedskapskis het instrumente ingesluit wat 'n chirurg vandag nog dadelik sal herken. Saë, tange, skere en selfs naalde om wonde mee te heg. Hulle het ook ongelooflik gedetailleerde mediese rekords op papierus gehou. Natuurlik, sulke kragtige kennis, dit gaan nie vir ewig op een plek bly nie. So, kom ons kyk nou hoe hierdie revolusionêre idees oor die antieke wêreld begin versprei het. Die idees het basies op 3 hoofmaniere versprei. Eerstens deur handel. Bote het nie net goud en graan vervoer nie, maar ook kennis. Tweedens deur oorlog. Verowerings het Egiptiese kultuur versprei en die invallers het op hulle beurt weer wysheid huis toe geneem. En laastens, deur studie. Geleerdes van reg oor die antieke wêreld het na Egipte gereis, want dit was die plek om te gaan leer. Een van die mees ongelooflike reise is die van ons eie alfabet. Dit het begin met Egiptiese hierogliewe, waar simbole klanke verteenwoordig het. Handelaars wat iets vinnig en prakties nodig gehad het, het dit vereenvoudig tot 'n alfabet met 22 konsonante. Die Grieke het dit later aangeneem, vokale bygevoeg en so die basis geskep vir die letters wat baie van ons vandag gebruik. En dit was nie net anonieme handelaars wat geleer het nie. Ons praat van die reuse van die antieke wêreld. Van die grootste name in die westerse geskiedenis, soos die wiskundiges Pythagoras en Archimedes, het na Egipte gereis om direk by die meesters te leer. Hulle het daardie kennis teruggevat Europa toe en dit het die grondslag van westerse wetenskap help vorm. En dit bring ons by die laaste en miskien die belangrikste punt. So, wat het dit alles met ons te doen vandag? Watter van hierdie antieke idees is nog steeds deel van ons lewens? Die waarheid is, hul nalatenskap is oral om ons. Elke keer as jy na jou kalender kyk, gebruik jy 'n Egiptiese uitvinding. Die basiese beginsels van wiskunde en meetkunde, vroeë mediese tegnieke en ja, selfs die letters waarmee hierdie woorde geskryf word. Alle wortels kan almal teruggevoer word na die sand van Egipte. Die Egiptenare het gebou vir die ewigheid, met klipmonumente wat duisende jare oorleef het. Maar die laaste vraag is dalk die mees diepsinnige. Kon hulle ooit geraai het dat hul idees, hul kennis van tyd, van getalle, van die menslike liggaam, selfs langer sou hou as almagtige piramides?